Die getuienis. Beginsels tot geestelike groei. Vandag gaan ons oor 'n baie sensitiewe onderwerp gesels, wat meeste mense in slawerny hou. En dit is onvergifnis. Ons gaan 'n bietjie geestelik dieper gaan oor wat onvergifnis beteken en hoe dit ons liggaam aantas en ons lewe affekteer. Ons het gevind wanneer ons bevryding doen, meeste mense sukkel met vergifnis. Nie net ander mense nie, maar hulself ook. In die sielsdimensie maak dit vir 'n mens sin om vir ander kwaad te bly en hulle nie te vergewe nie, maar dit verwoes jou eie lewe. Mens dink eerder dat daai persoon die dood verdien. Wel, ek praat hier uit my eie ondervinding. Die ding wat ek nie geweet het nie, is dat ek myself in slawerny gehou het en ek die een was wat op die ou end myself vergiftig het, terwyl die ander persoon aangegaan het met hulle lewe. Kom ons kyk gaan na 'n vergelyking wat Jesus aan sy disippels vertel het oor vergifnis. In Matteus 18 vers 21 tot 35 vra Petrus vir Jesus of hy tot 7 keer 'n persoon moet vergewe wat iets aan hom verkeerd gedoen het. Jesus antwoord hom en sê, nee, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 keer. Wat my laat dink het, was toe Jesus daarna verduidelik het hoe Vader se koningsheerskappy vergelyk word. Daar was een amptenaar wat sy koning miljoene rande geskuld het. Toe die koning hom inroep en daai amptenaar die koning gesmeek het om hom nog 'n kans te gee. Die koning het hom jammer gekry en sommer van al sy skuld afgeskryf. Wow, wie doen sulke dade? Dit klink vir my net soos ons hemelse Vader, wat ons van ons sonde sal vergewe en nooit weer daaraan sal dink nie. Maar verder vertel Jesus dat daai selfde amptenaar een van sy diensknegte wat hom 'n paar rand skuld aan die keel gegryp het en bevel het dat hy hom moet terugbetaal. Daai diensknegt het hom ook gesmeek vir guns, maar hy word toe in die tronk gegooi. Sjoe, nadat daai amptenaar van miljoene vrygespreek is, verwag hy dat iemand wat hom net 'n klein bietjie geld skuld, moet terugbetaal. Die verhaal gaan so, nadat hy dit gedoen het en hierdie diensknegt in die tronk gegooi het, het die koning daarvan gehoor en hy was vreeslik ontsteld geweest. Hy het hierdie amptenaar ingeroep en hy het vir hom gesê, jou slegte diensknegt, en in Engels staan dit, you wicked servant. Ouch. Ek wil nooit daai woorde van die Here hoor nie. Wat ernstig oor hierdie saak is dat die koning aan die amptenaar gesê het, omdat hy nie sy medemens barmhartig was, nadat die koning self aan hom barmhartigheid betoon het nie, sal hy nou aan die pynigers oorgegee word, totdat sy skuld betaal is. In die Engelse weergawe sê dit, torturers. Dan sê Jesus, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie. Ek besef dat hierdie woord is baie ernstig wat Jesus aan sy disippels beskryf het. Hoe ernstig is dit dat ons moet vergewe, sodat ons ook Vader se vergifnis in ons lewe kan kry? As ons dit nie doen nie, word ons oorhandig aan die pynigers, torturers, soos ek in Engels gesê het. Maar wat is hierdie pynigers waarvan Jesus so praat? Onvergifnis is soos 'n persoon wat 'n glas gif drink met die hoop dat sy teestanders sal doodgaan. Onvergifnis maak 'n deur oop vir verskeie siektes. Gaan lees maar graag Michelle Strydom se boek oor die verskillende siektes wat onvergifnis veroorsaak. En dan kry ons ook fisiese lyding, byvoorbeeld stres, angstigheid, vrees, haat, verslawing. Daar is soveel meer as jy net daaraan kan dink. Het jy al gesien wanneer 'n kind 'n sny het, dan sit ons mos 'n pleister op die wond om dit te beskerm en dat dit genees moet word. Maar elke keer wanneer daai kleintjie weer daai wond stamp, dan bloei dit van vooraf en is weer van vooraf sensitief. Dis hoe onvergifnis baie keer in ons lewe lyk. Mense is so geneig om alles onder die mat te wil sit, sonder om daarmee te deel, as ek dit so kan sê, omdat dit te seer is. Dis soos daai pleistertjie wat opgeplak word. Die seer is nog daar, die pleister dek die pyn, maar sodra jy 'n persoon sien of kry 'n herinnering of 'n gedagte van daai gebeurtenis, dan bring dit weer hierdie haat, woede en uitbarstings wat uit jou hart uit wil kom. Nie totdat daai persoon vergewe word en vrygespreek word nie, sal daar altyd 'n seerplek bly en so bly jy in slawerny. Dit word nie beter nie, maar net erger. So maak mense verkeerde besluite in die lewe, hulle raak verslaaf aan iets, of word daai persoon wat nou ander mense seermaak as gevolg van hulle eie seer.
Party mense bou mure om hulle harte en vertrou nie weer maklik mense in hulle binnekring nie. So word ons fisies gepynig en loop vir jare met siektes wat al lank al genees kon word. Ons sit onsself in gevangenis. Ek het al voorheen genoem dat dit my 8 jaar gevat het om 'n sekere persoon te vergewe het. Ek het hierdie 70x7 keer elke dag in my lewe toegepas, maar kon net nie heeltemal vrykom nie. Jesus het my toe eendag iets wonderbaarliks geleer wat my onmiddellik verlos het van hierdie onvergifnis. Vir jare het ek vergifnis deur my emosies en vlees probeer doen, maar dit het so moeilik gevoel om dit te oorkom. Ek kon net nie verstaan hoekom dit so moeilik was nie. Jesus het toe vir my die geestelike kant geleer van vergifnis. Hy wys vir my dat die persoon volgens God se beeld geskep is, maar ongelukkig het die persoon geestelike deure oopgemaak en word deur die bose magte beheer. Wanneer daai mag in hom praat, moes hy daai demoon gevoed het. Dan het hy die dade gedoen en hy was spyt daarna wanneer hy dit gedoen het. Toe herinner Jesus my dat ons nie veg teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte en owerhede. Ek het toe daai persoon volgens God se beeld een kant gesit en die bose magte wat in hom was wat hom beheer het aan die ander kant. Vir die eerste keer het ek 'n deernis vir hierdie persoon gekry en ek het my hart vir hom gebreek. Ek het geweet dat hy die slagoffer was wat deur daai bose magte beheer word en ek die oorwinnaar was, soos Jesus in sy woord gesê het. Ek was nooit die slagoffer nie. Dit was vir my ontsettend hartseer dat daai persoon nie besef het dat hy in die kloue van die vyand vasgevang was nie. Toe ek jonk was ek lief daarvoor om mense te oordeel vir wat hulle gedoen het, maar na hierdie geestelike openbaring van Jesus het my siening oor elke persoon verander. Ek het besef dat mense goed doen teenoor ander omdat hulle self seer gekry het en nooit met daai geestelike wortels gewerk het nie. Lukas 23 vers 34 het Jesus vir Vader gesê: "Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie." Die vraag is, wat se voordeel is dit vir jou om vry te spreek en te vergewe? Eerstens, wanneer ons vergewe, weet ons Vader kan ons ook vergewe van ons sonde. Matteus 6 vers 14 tot 15 is dit duidelik dat wanneer ons mense hulle oortredinge vergewe, ons hemelse Vader ons oortredinge ook sal vergewe. Maar vers 15 sê, as ons mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal ons Vader ons oortredinge ook nie vergewe nie. Tweedens, ons word vrygespreek van alle wettige regte wat Satan kan gebruik om ons aan te val. Met ander woorde, ons word bevry uit 'n gevangenis van fisiese, emosionele, finansiële en geestelike pyniging. Wat 'n goeie nuus is hierdie nie. Derdens in Romeine 4 vers 7 staan: "Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is." Hierdie is baie goeie nuus. Ons wil graag hê julle moet luister na Tannie Lena wat haar getuienis gaan deel. Kom ons hoor haar pad na vergifnis. Goeiemôre, ek is Helena Engelbreg en ek wil graag vir julle vertel my pad van vergifnis. Ek het ook seer gekry deur mense wat my seer gemaak het en nie net vir my nie, maar deur mense rondom my en ook die werk van die Here en ek kon hierdie mense nie vergewe nie. Dit was vir my soos 'n berg waar ek teen uitgeklim het en ek kon net nie bo uitkom nie. En ek kon nie vergewe nie. Dit was net verskriklik moeilik en wanneer ek gedink het aan vergifnis, het al die slegte gedagtes by my opgekom. Wanneer ek hierdie mense in die straat raak geloop het, het daar emosies in my binneste opgewel wat ek nie van myself wou herken nie en ek moes werklik waar worstel en stry met hierdie gevoel wat ek mee gesit het. En so met die tyd het die Here na omtrent 2 jaar het die Here my een aand na 'n plek toe gevat en met my gedeel oor vergifnis. En ek het baie geweet oor vergifnis, maar daardie aand moes ek dit toepas in my lewe. En die Here het vir my gesê, vergifnis is 'n keuse. En ek het toe daai aand, na lang worsteling met die Here, het ek die vergifnis vir hierdie mense vergewe. Ek het hulle by hulle name genoem en ek het hulle vergewe. En die oomblik toe ek dit klaar gedoen het, het dit vir my gevoel of daar 'n verskriklike las van my skouers af is, van my hart af was. En ek het skielike empatie in my hart ervaar en gedink, miskien weet hierdie mense nie eers hoe seer het hulle my gemaak nie. Maar ek het geweet, as ek hierdie vergifnis vir die Here gee, dan deel hy met dit en dan hoef ek dit nie langer te dra nie.
So my toets en my challenge het gekom toe ek hierdie mense 'n paar weke later weer moes raakloop in 'n winkel of ergens by 'n dokterspreekkamer of in die bank en ek hierdie mense sien. Die vorige kere was daar 'n emosie wat in my binneste opgegaan het wat regtig waar bitterheid, hartseer en ongelukkigheid veroorsaak het. En toe ek hulle weer sien, was daar absoluut geen emosie nie. Ek het hulle gesien asof dit die mense is wat in die straat verby my loop wat ek nie eers die name van ken nie. En weet jy, ek het besef om te kies om te vergewe is die beste pad wat jy kan loop. Om nie te vergewe nie het vir my eintlik in 'n depressie ingesit. En nadat ek vergewe het, was ek absoluut verlig, verlos van depressie en van angs en van allerlei emosies wat ek nie eers alles hier in die kort tydjie kan beskryf nie. Daarom sal ek julle aanmoedig, vergewe. En weet jy wat kon ek na die vergifnis doen? Ek kon die mense seën. Toe iemand eendag vir my sê, weet jy hoe gaan dit met daardie mense? Toe sê ek, ja, dit gaan goed met hulle, want ek bid vir hulle. En wanneer ek vir hulle bid dat die Here hulle moet seën, dan is dit met 'n opregte hart, want ek het hulle vergewe. Ek wil vandag sê dit is die beste pad om te kies om te vergewe. In hierdie week wat volg, raak stil in die Here se teenwoordigheid en wag op hom om alles in die lig te bring. Vra hom om jou te help om so ver as jou kinderjare terug te gaan en jou te herinner aan elke persoon of gebeurtenis wat jy nog nie vrygespreek en vergewe het nie. Dit is nou al daai dingetjies wat jou seer gemaak het, wat jy partykeer ewen jouself jou hart toegemaak het en daarvan vergeet het. Maar wanneer dit by Jesus kom, sal hy alles in die lig inbring. So jy hoef nie te bekommer dat jy dalk van iets gaan vergeet nie. Wanneer 'n persoon of gebeurtenis opkom, vergewe dadelik. Gebruik jou verbeelding om daai persoon wat jy vergewe en vry moet spreek uit jou hartsgevangenis loslaat. Sê dan vir daai persoon, noem die gebeurtenis by die naam en sê, ek kies om vandag jou te vergewe en vry te spreek. En dan daarna vra jy vir Vader om hulle ook te vergewe en vry te spreek. Dan die mooiste deel daarvan is seën hulle en vra vir Vader om hulle ook te seën. So hou jy aan met die proses totdat jy heeltemal vry is van alle persone wat jy moet vergewe. Wanneer jy die Here se rustigheid ervaar en daar kom niks meer mense of gebeurtenisse in jou gedagtes op nie, dan weet jy het almal vergewe. Die ander vergifnis wat baie moeiliker is om jouself te vergewe wat jy aan ander en jouself gedoen het. Wanneer ons onsself nie kan vergewe nie, bou ons 'n muur van selfhaat, wrok en bitterheid om ons harte. Daai skuldgevoelens veroorsaak dat jy wraak oor jouself wil neem, byvoorbeeld selfmoord, of jy voel jy moet gepynig word vir leed wat jy aan ander gedoen het. Gelukkig is daar goeie nuus. Ons kan die Here vra om ons los te maak van daai gewoonte wat seer maak, dan die volgende stappe te doen om jouself vry te maak daarvan. Skryf neer wat se leed jy aan ander gedoen het, wat jy jouself nie kan vergewe voor nie. Skryf dan neer al die wonde wat jy aan jouself gedoen het. Nou vergewe jy jouself vir elke daad wat jy gedoen het, verkeerde besluite wat jy geneem het en die seer wat jy veroorsaak het, wat jy in stap 1 en 2 neergeskryf het. Noem elkeen by die naam, sê vir jouself, ek vergewe myself en spreek myself vry van wat ook al op die lys hierbo was. Nadat jy dit gedoen het, vra Vader om jou te vergewe en jou vry te spreek vir dit wat jy aan jouself en ander gedoen het. Dan kan jy vir die Here vra, as daar enigiets is wat jy vergeet het, of wat weggesteek is in jou hart, dat hy dit ook in die lig sal bring. Maar as jy niks meer verder hoor nie, dan weet jy is heeltemal vry. Baie geluk vir die wat dit gedoen het, want dit is 'n baie groot stap gewees wat jy hier geneem het. As daar versoening moet plaasvind, en jy moet dalk jou saak met mense gaan regmaak vir die wat jy seer gemaak het, doen dit so gou as moontlik, moenie dit uitstel nie. Vergifnis is ongelukkig nie 'n once-off gebeurtenis nie. Dit moet daagliks in jou lewe toegepas word. Ons moenie net die vyand wettige reg gee om ons te pynig omdat daar onvergifnis in ons harte ingekruip het nie. Wanneer jy hierdie proses gereeld uitoefen, sal jy besef dat vergifnis nie meer so moeilik is nie. Nie een van ons wil vir altyd gepynig word as gevolg van onvergifnis nie, maar ons wil eerder waarlik vry wees deur die bloed van die lam wat ons skoon gewas en vrygemaak het van alle sondes. Is dit nie die lewe waarna ons na moet smag nie? Ons bid vir elke een wat hierdie week deur hierdie stappe gaan werk en stuur vir ons 'n boodskap as jy sukkel. Ons is daar om jou te ondersteun. Volgende week gesels ons dan oor drome en visioene, hoe om dit te verstaan en hoe om dit uit te lê. Tot dan, Shalom. Ons WhatsApp nommer is 0711 66 2178.
Hallo? 07 11 66 2178. Vir getuienisse, gaan na ons webtuiste. Na www.diegetuienis.co.za. Nie uitmis op ons volgende deel nie.